Die voorreg is so groot om jou te groet soos ek jou elke ander oggend groet in die naam van Jesus ons Here. Ek wil vanoggend weer eens net 'n kort storie vertel om my boodskap wat die Gees van die Almagtige God op my hart gelê het vir jou soveel makliker te maak. Die enige ryk man in 'n verlate pad afgestap en hy kom daar en hy kry 'n boemelaar wat daar lê. En hy stop by hom en hy vra vir hom: "Meneer, hoekom lê jy net daar? Jy lyk sterk, jy lyk of jy kan dinge doen. Hoekom lê jy maar net en wag vir jou dood?" En hierdie boemelaar antwoord die ryk man en hy sê: "Maar ek het niks wat ek kan opgaan nie. Ek het geen geld nie, ek het niks nie. Ek het nie, soos die Engelsman sê, opportunities nie. Daar is nie 'n kans vir my om vir my iets te doen wat ek kan beter leef nie." Die ryk man sê toe vir hom: "Goed, weet jy wat, ek het 'n besigheid. Wat as ek jou inneem en jy raak deel van my besigheid? En dan so kan jy dan vir jou 'n goeie dagloon maak." Hierdie boemelaar sê toe: "Dit sal fantasties wees." Hy sê: "Maar onthou net, ek het niks geld nie, ek kan niks bydra nie." Hy sê: "Nee, ek soek niks van jou nie. Al wat jy moet doen is verkoop my produk en dan gee my net 10% van die winste wat jy maak." Die boemelaar sê toe: "Is reg." En die ryk man sê ook toe: "Hulle kom ooreen," en so gedoen. En so het die boemelaar toe nou die produk verkoop en op die einde van die dag het hy goeie geld gemaak. Maar aan daai einde van die maand, toe die ryk man kom om sy 10% te kom haal, toe sê die boemelaar vir hom: "Maar ek kan jou nie 10% gee nie, want ek het baie losses gehad en so voorts." Hy maak klomp verskonings. Alhoewel hy 'n baie goeie maand gehad het en hy het hard gewerk. En in sy hart sê hy vir homself: "Maar wat het hierdie ryk man gedoen? Ek het dan al die werk gedoen, hoekom moet ek hom nog 'n 10% gee?" Hierdie ryk man sê toe vir hom: "Maar gee my dan nou net 5% as jy dan nou losses gehad het." Later sê hy 1%. Weet jy wat? Op die ou einde van die dag sê die ryk man vir hom: "Weet jy wat, dis alright. Hou dit alles, ek sal vir my 'n ander partner soek of 'n ander persoon wat sal bereid wees om dit te doen." En daar skrik hierdie boemelaar en hy sê: "Nee, vat maar alles." Weet jy, dit laat my dink aan ons verhouding met die Here. Die Here het vir ons alles opgegee aan die kruis. Hy het alles gedoen. Maar wat doen ek en jy? Weet jy wat? Ek weet baie goed, daar's nie Jesus plus nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, die alles wat Jesus vir jou beding het, 'n een wat onskuldig was. Hoeveel tyd spandeer ek en jy om hom aan ander voor te stel, om hom aan ander te bely, om die seun van God aan ander te predik in sy evangelie? Hy het so baie vir jou en vir my gedoen. In ons sondige stand wat ons is, kan ons vergifnis kry. Hoe lank gaan ek en jy nog aanhou om te sê: "Maar ek het nie om te gee nie"? Ek wil hierdie boodskap vanoggend by u laat en u kan dink daaroor. En bepeins dit en val op jou knieë voor die Here, laat die Here vir jou deur jou bede dat die Gees van God hierdie saak vir jou oopbreek en dit in jou hart bekragtig. Brood en water, 5 minute woord bediening, seëngroete en weet net, Jesus is nog steeds baie lief vir jou. Amen.